Liesel de Lange, en sy het sopas my gesê, dat ek net vir julle sê, dat die begroting is meer opwindend as die staatsrede van die president. Goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Davie. Dink jy ook so, die begroting? Ek meen, is dit nie wonderlik nie, al die syfers, inflasie, groei, rentekoerse, goeders. Het belangrikste is om te kyk waar die regering beplan om geld uit te gee en waar die regering beplan om geld vandaan te kry. Dit is die twee goeders wat werklik was swak maak. En dis inderdaad wat ons nou volgende week in baie aandag aan gaan gee. Maar kom ons gaan nou iets so 'n bietjie meer. Wat gaan mense dit nou sê? Jou kop nou ernstig in 'n gat in gaan druk om nou hieroor te praat en dis hierdie Epstein. En dit is nou hierdie veroordeelde, wat kan mens hom nou noem? Seksmisdadiger wat homself uiteindelik doodgemaak het en dit lyk my hy was betrokke gewees van elke persoon wat 'n hoe is in die zoo, onder andere nou voormalige prins wat nou nie meer 'n prins is nie, hy is nou meneer wat nou onlangs in hegtenis geneem is. So dis internasionale sake, maar ek is seker baie mense volg dit. Ja, kyk natuurlik, dit was 'n groot verrassing gister toe Andrew gearresteer is. Maar die interessante ding is, soos jy nou sê, daar's geweldig baie mense en hoë vlak, ek meen van akademici tot politici, weet selfs gurus wat betrek word by Epstein. En op hierdie stadium is daar nie vreeslik beweging in Amerika nie. Daar's beweging in Noorwe, oud premier daar's gearresteer. Ons het nou die beweging in Brittanje, maar in Amerika self word daar die hele tyd wal gegooi om vir verdere ondersoek deur die departement van justisie oor mense daar wat betrokke is. En ons natuurlik groot gevegte oor Trump se betrokkenheid al dan nie. Hy word iets soos 38.000 keer genoem in die Epstein files, leggers wat nou pas bekend gemaak is, die 3 miljoen dokumente. En dit lyk tog asof hulle nie baie gretig is om dit ordentlik te ondersoek nie. Wat vir my die beste is van hierdie hele ding, kyk ek moet vir sê ek volg nie eintlik die storie nie, want dit is my heeltemal te mens wil amper nie die detail volg. Maar wat vir my nogal interessant is, hoe 'n persoon, hy kom blykbaar uit 'n gegoede huis uit, hierdie Epstein kerel, maar hy het nie behoorlike kwalifikasies nie. Hy het nooit 'n werklike werk gehad nie, klink dit vir my. Ja. En hy het op die een of ander manier hierdie absolute empire gebou en hy ken elke persoon wat belangrik is. Ek het nie van hom gehoor nie, net so terloops, maar ek ken elke persoon wat belangrik is. Ja, en dit lyk asof hom baie geld opgebou is op vreemde maniere ook, né? En dat hy eintlik 'n databasis van skandes oor mense bymekaar gemaak het wat hy uiteraard dan nou vir vreemde redes sou wou gebruik, dalk om politieke redes. Weet ons sal seker nou later sal ons meer verstaan hoe dit gebeur het. Ja. Maar dit is nogal dis baie erg om te dink met watter vlak van mense hy gewerk het. Ek meen tot die koningin van Noorwe word betrek as 'n vriendin van die man. En sekere Suid-Afrikaners ook, kan mens byvoeg. Maar kom ons los dit daai en daai. 'n Ander soetsappige storie, en dit is een van Mugabe, dit is nou Robert Mugabe, sy seuns is glo in hegtenis geneem vir poging tot moord, as ek dit Ja, hy is gister in hegtenis geneem. Hy word daarvan aangekla dat hy 'n tuinier geskiet het. Dis nogal baie, daar's van die berigte het nou met van die bure en so aan gepraat wat gesê het, weet, daar word gereeld in die lug ingeskiet en allerlei dinge loop skeef daar. En dit is natuurlik 'n ongemaklike situasie, weet, of dit is 'n mens sou dink as hulle goeie upstanding citizens was, sou die twee broers in Zimbabwe gewees het gaan help om die land op te bou. Maar die ander persoon wat natuurlik ook al in die sop was met die gereg in Suid-Afrika is Grace Mugabe. Ja, is daar nie uitstaande wat sê nou arrest? Ja, kyk, sy was hier vir een of ander amptelike saak, blykbaar na bewering, en toe het sy 'n werker by 'n hotel aangerand, en toe wil ons owerhede nie vervolg nie, want daar was toe een of ander vreemde storie van diplomatieke immuniteit, en maar die privaat vervolgingseenheid van AfriForum en Solidariteit het daai saak toe nou verder gevat. Interessant om te sien wat daar gaan gebeur, maar intussen natuurlik 'n groot waterstorie in die land. Water wat ons nie het nie, water, net waar jy kyk maar nie 'n druppel om te drink nie. Maar hoorie so, ek is jammer, ek gaan nie in die rede val, so ons gaan nie daaroor gesels nie, maar volgende week praat ons daaroor, want my tyd is nog ongelukkig